So dis Pinkstersondag en elke jaar dan dink ek oor hierdie tyd en die vervulling van 'n Ou Testamentiese fees. The Feast of the First Fruits. Die oesfees wat God ingestel het saam met sy volk wat vervul is op die dag van Pinkster. Want julle moet onthou, die mense was in Jerusalem vir baie feeste. En ook die vervulling hiervan. En ek het 'n vriend gehad, hy is nou hemel toe. En elke jaar in hierdie tyd het ek en hy 'n redelike rally gehad oor die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees, die tekens van die Heilige Gees, soos tale, spraak. En op 'n stadium toe sê hy vir my, Leeds, maar jy laat my voel soos 'n tweedehandse 'n Christen, want ek praat nie in 'n taal nie. En in die week toe dink ek daaroor, hy's nou hemel toe en ek dink nog steeds nie hy het in 'n taal gepraat nie. Onthou, dit is gawes. Maar ons moet dit soek. Maar toe dink ek, waar begin ons? Ons begin by die begin. Ons begin by wag. Oh no. Nobody wants to wait. Ek weet nie, die deursnee mens wil nie wag nie. Dis 'n groot probleem. Miskien is jy die uitsondering op die reël, maar doen jouself 'n guns en gaan kyk net wanneer mense in 'n ry moet staan vir iets. Dis nie lank nie, dan's daar 'n gemor en 'n gemoun en 'n gegrom. Want ons leef in 'n kitssamelewing. McDonald's het 'n drive-through, KFC het 'n drive-through en nou het ons nog 60-60 ook. And they drive through everything. Is dit hulle skuld per se dat hulle so roekeloos ry, of is dit die skuld van die belofte wat hulle maak, dat jy dit binne 60 minute gaan hê? Want ons kan nie wag nie, want durf daai mannetjie laat wees. Is dit mos soos debonair, as dit laat is dit gratis. Of as dit koud is dit gratis. Ek weet nie wat een van daai drie nie. Maar party ons kan nie wag dat dit moet laat wees dat dit verniet kan kry nie. Jy weet, wag. So ek het dit goed gedink om hierdie preekreeks wag te noem, in the meantime. Nou, julle weet, en ek kan nou nie help om daar te begin nie, dat ons pragtige kleindogter die 22ste April gebore is. En julle weet, ons het lank vir haar gewag en julle ken die journey. Maar die datum was eintlik die 24ste April. En dit was vir daai dag wat ons gewag het. Maar die oggend van die 22ste April, toe my alarm van my foon afgaan en ek vat my foon, toe sien ek dat in die nag, vroeë oggendure, het ons seun 'n boodskap op ons gesinsgroep gesit. Hulle is op pad hospitaal toe. Hy dink dit is sulke tyd. Hy het seker net gedink, want hy was nog nooit daar nie. Ek sê vir Breggie, ek en sy spring uit die bed soos 'n pyl uit 'n boog uit en ons maak klaar en toe ons klaar is, kyk ons vir mekaar en ons sê, wat nou? Wel, nou wag ons. Nou wag ons vir die baba om te kom en ons wag vir die groen lig om te mag gaan. Ons wag. Ons wag die hele dag. Uiteindelik kry ons 'n foto, die baba is gebore. Nou wag ons. Uiteindelik kon ons in die kar klim en ry en die pad was nog nooit so ver Pretoria toe of so lank nie. Waarvoor het jy al in jou lewe gewag? Miskien het jy al oor baie goed gewag en vir baie goed gewag.
toe ek aan hierdie oggend dink, toe onwillekeurig, toe gaan my gedagtes net sommer terug na die begin van hierdie jaar, en ek besef, maar eintlik as gemeente, het ons van die begin van hierdie jaar in 'n wagtydperk ingegaan. Dink vir 'n oomblik daaroor. Die 5de Februarie het ons op Aswoensdag het ons eintlik 'n journey begin, ons lydingstyd reis, maar dit was 'n tyd van afwagting. Ons het gewag vir Pinkster. Ag, nie vir Pinkster nie, vir die Paasfees. En na die Paasfees het ons nog 10 dae gewag vir Hemelvaart en nog paar dae of 40, laat ek net my beddings reg kry. 40 dae gewag vir opstanding en nog 10 dae tot vandag toe by Pinkster. Nogal interessant om te dink dat 'n mens se hele geestelike journey is eintlik ook 'n siklus van wag. En as jy die communiqué gelees het, dan het ek daar geskryf oor hierdie wag en ek gesê, dis daardie tye van nog nie, of van tussenin, in the meantime, en is baie keer hierdie tye wat vir 'n mens voel soos 'n woestyn of soos 'n gang sonder vensters. En dit, geliefdes, is presies waar Jesus se disippels hulle bevind het. Tussen Jesus se hemelvaart en Pinkster. En nou skryf Lukas daaroor, wanneer hy in Handelinge vir ons sê, in Handelinge 1 vers 4 en 5, dis so asof hulle vir 'n oomblik onthou het, in die harwar van alles wat gebeur het, onthou nou, van Jesus se kruisiging af, sy sterwe, sy opstanding, sy daar wees vir 40 dae saam met hulle, en toe is hy weg, en nou onthou hulle, skryf Lukas in Handelinge 1, vers 4 en 5, hulle onthou, toe hy nog saam met hulle was, Jesus, het hy wat gedoen? Hy het hulle 'n bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Want hy het gesê, Johannes die Doper het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Nie lank na hierdie dae nie. Maar hoe lank is hierdie dae? Hoe lank is hierdie wag? So die opdrag wat die opgestane Christus vir sy kerk gee, is om te wag. Wag. En Lukas skryf, hy sê, en in hierdie tyd wat Jesus die opdrag gegee het, dat hulle moet wag, want nie lank daarna nie, kom hulle in vers 6 en hulle sê, so, Jesus, is dit nou die tyd, wat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Dis so asof hulle voel, ons het nou lank genoeg gewag. Daar het nou lank genoeg niks gebeur nie. Daar's nou genoeg getalm, ons het nou genoeg op ons hande gesit. Hulle hoor nie wat Jesus sê nie. Hy het gesê, hulle moet wag. Hulle sê, gaan dit nou gebeur? En nes die disippels, hou ek en jy nie van wag nie, en wil ons dit graag verkort. Nou daar is 'n teoloog, hy sal oorlede, met die naam van Henry Nouwen. En Henry Nouwen het 'n boek geskryf oor the spirituality of waiting. Dit klink nie vreeslik geestelik nie. Die geestelikheid van wag. Nou, Henry Nouwen sê, 98% van ons lewens wag ons. Dit klink bietjie verregaande. Maar dink vir 'n oomblik,
aan 'n dag in jou lewe? In 'n week, in 'n jaar? Hoe dikwels wag ons? Jy weet, ouers wag vir hulle kinders. Kinders wag vir hulle ouers. Ons wag vir die kos. Ons wag vir einde van die week, ons wag vir Vrydag, ons wag vir die weekend, ons wag vir payday. Ons wag vir vakansie. Miskien was jy vanmôre 'n bietjie vroeg hierso, toe wag jy vir die diens om te gebeur en nou wag jy dat die diens moet klaar kry. Ons wag. Maar miskien wag jy vandag vir 'n antwoord, vir 'n uitkoms, vir 'n uitslag. Ons wag. So dink jy Henry Nouwen was ver verkeerd toe hy gesê het, 'n groot deel van ons lewens gaan oor wag. Miskien het jy bietjie onwaardig gevoel toe ek die advertensie uitbring om te sê ons wag om gebore te word en ons wag om dood te gaan. But it's the truth. We wait. So ek wil graag 4 punte met jou hanteer vanmôre oor wag. En die eerste een is wag is onvermydelik. Well, Henry Nouwen sê 98%. Daar's 'n liedjie wat John Mayer geskryf het, en nie Meyer Afrikaanse Meyer nie, Engelse Meyer, eintlik Meyer met 'n A, en hy het gesê we're waiting for the world to change. Kan jy daai liedjie onthou? Hulle was aktiviste, maar die bottom line is, Betty kyk my so, dit is nie 'n geestelike liedjie nie, Betty. We are waiting. Almal wag. Ons wag op 'n beter dag, ons wag op 'n beter uitkoms, ons wag. So wag is onvermydelik, maar sal jy met my saamstem, al is dit onvermydelik, is wag moeilik. In die week ry ons gou net om 'n bietjie te gaan kyk hoe gaan dit daar met my ma en pa, en toe ons daar by Springs het Twatwa kom, nou is die preekie in my kop en so aan. Nou dink ek het 2 of 3 keer gery, in die tyd wat my ma behandeling gekry het, dan het ek saam met haar gegaan, as sy na die onkoloog toe gegaan het, net dat ek kan mooi hoor wat hy sê, en dan as ek daar by die Twatwa Springs se afrit kom, net voor dit, dan is daar 'n padblokkade. Hey Jan? Weet jy wat maak wag moeilik? Wag, wanneer ek moet wag, is ek nie meer in beheer nie. En dit maak dit moeilik. En dan moet ek daar wag, en dan is dit ongemaklik. En jy het al sekerlik, en Charlotte, sy wil nie wag nie, ek moet nou gaan. Miskien het jy al op 'n pad gery, en daar's padwerke, jy het dit nie geantisipeer nie, en dan is daar 'n bordjie wat sê, daar's 'n stop and go. Wees geduldig. Please be patient, want die verwagte, kyk al, waiting time, die wagperiode is 20 minute. Het jy al daar gekom, dan is jy so dankbaar, daar staan 20 karre voor jy, dan dink jy, maybe I've just come in the last 5 minutes. Want ons wil nie wag nie. Maar toe ek daaroor dink ek, sal dit nie amazing wees, as daar sulke bordjies was, vir die wagtydperke van ons lewens nie. As jy geweet het, jy moet net vir 20 minute wag, of vir 20 dae, of vir 20 maande, of vir 20 jaar. As jy geweet het hoe lank jy moet wag, sou die wag dalk meer verdraagbaar wees, verdraagsaam wees. Dankie liefie. So, dis moeilik om te wag, want ek is nie in beheer nie. Maar daar's 'n derde ene, wag is nodig. Nee, Liet. Hoekom is wag nodig? Want daar's sekere dinge wat net in ons gevorm word deur om te wag. Wat sê Jesus vir sy disippels? Hy sê, hulle moet in daai bovertrek wag. Hy het eintlik gesê, wag in Jerusalem,
Maar hy het geweet, hulle is gewoond om na 'n plek te gaan, 'n bofortrek, en hy sê, gaan wag daar vir die belofte van die Vader. En dikwels vergeet ons daai deel. Wanneer ons na 'n dag soos vandag kyk, dan is ons dadelik by die tonge van vuur, want dit klink lekker. Of soos daai tale, want dit klink great. Maar daar's iets wat vooraf gebeur het. Daar was 'n proses. Daar was wag. Daar was wag. En nou sê Handelinge vir ons in Handelinge 1 vers 13 en 14, en jy ken dit goed. Hy sê, hulle het gegaan na daai bofortrek toe, waar hulle gewoond was om te vertoef. Nou ons weet, want ons kyk terug, dat daai vertoef 10 dae lank was. Dit was 10 dae. Maar dink net gou vir 'n oomblik, hulle onthou dat Jesus gesê het, hulle moet wag. Nou gaan hulle na 'n bekende plek toe, die bofortrek, om wat te doen? Om te wag. Maar wat het hulle eintlik na hierdie plek toe gedryf, boonbehalwe die belofte of die bevel wat Jesus gegee het, dat hulle moet wag? En dis John Chrysostom wat geskryf het, en hy is al 400 en iets na Christus is hy al dood. Maar sy woord het behoue gebly. Kyk wat het hy geskryf. Is ek nou 'n bietjie nie op die regte plek nie? Okay, gaan nie daar na John Chrysostom toe, ons kom nou terug na Henry Nouwen toe. Ek wil nie wag nie, ek is nou 'n bietjie vooruit. Hy het gesê, hierdie woorde, our desires towards God are most raised when we stand in need. Hulle behoefte het hulle soontoe gedryf ook, of hulle nood. Kan jy vir 'n oomblik dink, want daar was 'n krisis. Alles waaraan hulle vasgehou het, Jesus, hy was nou letterlik weg. Hulle het gesien met hulle oë, daar vaar hy op. So hulle nood druk hulle. Om in daai bofortrek te kom, en dan weet hulle moet wag. Ek en jy lees terug, en ons weet, dit was 10 dae. Het hulle geweet, hulle gaan 10 dae daar wag? Al wat ons net uit daai skrif uit lees, in Handelinge 1 vers 13 en 14, skryf Lukas, want hy het ook nou later geskryf, toe sê, hulle was om eensgesind daar, en hulle het gebid. My ma sê altyd, wanneer daar 'n hiccup is, sy sê, my kind, al wat ons kan doen is om te bid. Dan sê ek, nee ma, is nie al dis die beste. Maar miskien het hulle ook so gevoel, let's just pray. Let's just pray. Ons het nou hierdie nood. Maar ek sê, om te wag is nodig, want daar is sekere goed wat net in jou gevorm word, wanneer jy wag. Maar hierdie einste Henry Nouwen, en ek gaan 'n paar keer na hom verwys, in hierdie boek, The Spirituality of Waiting. Ek het nie die boek nie. Skryf hy hierdie. Hy sê, nee, jy moet nou teruggaan daarna active waiting toe. Sorry, daar's hy. Hy sê, active waiting means to be present fully to that moment. Daar's 'n verskil om te wag. Maar wanneer ek in daai proses van wag is ek eintlik al klaar besig om ander goed te doen. My kop is klaar op 'n ander plek. Ek is nie in daai oomblik nie. Maak dit sin? Ek en jy is vandag wonderlik bevoorreg, want wanneer ons by daai stop and go is, dan ruk ons ons selfoon uit en dan page ons en ons blaai en ons swaai en ons draai en ons hierdie arme mense, daar was nie Facebook of Instagram of luister wat sê Henry Nouwen.
Hy sê, we must be present. Active waiting means to be present fully to the moment. Maar kyk hierna. In the conviction that something is happening where you are and that you want to be present to it. Kon die disippels dalk iets gemis het daai dag? Omdat hulle met ander goed besig was, in steede daarvan that they were actively waiting. Okay, kan ons aangaan? Jy gaan weer na hierdie goed moet kyk. So, nou is die disippels daar, hulle het hierdie pyn, hulle het hierdie verlies, hulle wag. Hulle het nie geweet hoe lank hulle gaan wag nie, hulle het nie eens geweet waarvoor hulle wag nie. Jesus het net gesê, en onthou, daar in Johannes 14 het hy gesê, ek los julle nie as wees nie, ek sal vir julle 'n ander trooster gee om by julle te wees, hy sal in julle bly en hy sal by julle bly, hy sal julle kom leer en lei. Okay, hoe maak dit nou alles lekker sin? Maar hulle was gehoorsaam, hulle gaan wag. So ek het hier net geskryf, ten spyte van die feit dat hulle onseker was hulle daar. En dis reeds onsekerheid wat dit vir ons ook moeilik maak om te wag. Maar wanneer ek 'n nood het, 'n desperaatheid het, dan het ek mos 'n geneigtheid om die Here op te soek. Is dit so? Sal julle net sê ja, amen of eina? Ek beklei nie hier nie, ek praat met ons, want ons is almal daar. Nee. So, maar wanneer ek wag, is dit nodig dat ek aktief moet wag. Met ander woorde, ek moet sensitief wees oor dit wat God in my wil vorm, terwyl ek wag. So daar moet 'n geopenheid in my binneste wees. There must be an openness. Ek moet wakker wag. My oë moet oop wees en my ore moet oop wees. Want ek moet hoor. Daar moet 'n ontvanklikheid wees. Nou kyk weer wat skryf Henry Nouwen. Ja, en hierdie het ek al in hierdie week 'n paar keer gelees en elke keer probeer oordink, maar it's just too big. To wait with openness and trust is an enormously radical attitude towards life. Want dit maak nie sin nie. In ons gejaagde, behepte kitswêreld nie. It is choosing to hope that something is happening for us that is far beyond our own imaginings. Dink vir 'n oomblik aan daai disippels. Hulle is daar in daai bo vertrek vir 10 dae. Hulle wag op hierdie belofte. Hulle weet nie wat dit is nie. Hulle weet nie hoe lank gaan hulle wag nie. Hulle weet nie wat gaan gebeur nie. Ons probleem is, en nou hardloop ek my vooruit. Jy weet, ons probleem is, wanneer ons nou dink aan die vervulling met die Heilige Gees of die doping van die Heilige Gees, dan het ons klaar stereotype in ons kop. Dit moet so lyk of dit moet so wees, want dit was mos so. Heilige Gees is nie stereotype nie. Heilige Gees is nuut en is vars. Maar daar's iets wat moet gebeur in ons binneste. But I choose to wait met 'n verwagting wat verder gaan as my eie verbeelding. Ons moenie God of die Heilige Gees in 'n boks sit nie. God werk nie elke keer op dieselfde manier nie. Vanmôre toe Bernadette, nou oor Elia, jy moenie oor goed praat voor die tyd nie. Nou is my kop by Elia en hy kraai en nou moet ek sê, kom terug preek toe. Maar toe dink ek, imagine dit. Kan jy nou dink as die Here nou vir jou sê, die budgie, wat uit sy hokkie ontsnap het. Ons het so 'n kanarie mos gehad, nie, wat so ontsnap het. Ons het vir hom probeer kos uitsit om hom terug te lok. Kan jy nou dink, daai kanarietjie moet vir jou nou ietsie bring. Wow, geliefdes, God kan doen ver bo wat ons kan bid of dink, of wat in ons wildste drome is. It's giving, is it?
It's giving up control over our future and letting God define our life. Is dit moeilik? Ja. Ons het 'n sê-woord in ons familietjie. Nie my eintlik my familie van waar vandaan kom. We are control freaks. We want to be in control. And it's living with the conviction that God molds us in love, holds us in tenderness, and moves us away from our sources of fear. Vanoggend toe ek dit weer lees, ek kan eintlik net hier ophou preek. It says it. I say there must be active waiting. Ag Here, ek sal nou maar wag. Eintlik wag ek net om klaar te wag. Ek wag nie met die gesindheid en met die geopenheid van God is besig om my te vorm, my te verander. Nou dink bietjie net, geliefde, aan wat Jesus gesê die Heilige Gees kom doen. Hy is ons voorspraak, ons regspraak, hy is ons parakleet. Ons vir altyd hy moet buite vir ons buite praat. Wie wat sy grootste werk is om binne in ons te praat. Ek het meer 'n advokaat nodig vir my eie gedagtes en my eie wille idees as wat ek 'n advokaat nodig het om my buite te verdedig. I have to have somebody to defend me from myself. Is it true? Want ek is my grootste vyand. My gedagtes, my wil, my idees. Praat ek vanmôre net oor myself, praat ek vanmôre met jou ook. Geliefdes, ek kan nog baie oor hierdie woorde van Henry Nouwen sê, maar ek wil jou aanmoedig om in hierdie week in jou stilte tyd met hierdie woorde te gaan sit en vir Heilige Gees te vra, wat wil hy vir jou hieruit leer? Want hierdie is groot woorde. So wanneer ek wag, moet ek teenwoordig wees. Dan moet 'n geopendheid wees in my. Ek moet 'n verwagting hê dat God groter kan doen as wat ek met my beperkte menslike kennis kan doen. En ek wil vanmôre sê ek het dit hier geskryf, dis 'n radikaal ander ingesteldheid teenoor die lewe in 'n wêreld wat behep is met beheer. Nou sê jy, dis makliker gesê as gedaan. Ek gee jou gelyk. Jy gaan vir my sê, jy ken nie my omstandighede nie, jy ken nie my wêreld nie, jy ken nie my werksomstandighede nie. Ek gee jou gelyk. Daar's iemand wat dit beter ken as ek en jy, en dis God en sy Gees. En toe ek in die week hieroor dink, toe dink ek, weet jy wat? How foolish we are. In die begin van die jaar het Jesus se woorde in Matteus ons uitgenooi. Kan jy nog onthou in Matteus 11 vers 28 tot 30? Come, learn the unforced rhythms of grace. En toe ek in hierdie week nou weer 'n bietjie net dink, wat moet ek hier verander? Jy gaan nou sien hoe ek het 'n paar goed verander, maar eintlik niks verander nie. Toe besef ek, sy genade nooi ons steeds uit. En wat sê hy daar in Matteus 11 vers 28 en 30? Hy sê, come learn from me. So van die begin van die jaar af nooi hy ons uit deur sy genade. Jy gaan nou die res verstaan. Die kroon, die doringkroon is omdat ons nog steeds leef onder die skadu van die kruis en wat daar gebeur het. OK, kom ek gaan net aan. So geliefdes, daarom wil ek en jy, of moet ek en jy
Selfs al verstaan ons nie nou waar ons is nie. Dan sê Lets, maar wat het dit met die Heilige Gees uit dit waai? Alles. Vanmôre, jy kan bly wees jy's vanmôre hier. Jy's die gelukkiges. Want hierdie is vanmôre die fondasie van waar ons is. En waar ons wil van hier af wil ons beweeg. So, al ervaar ek nog niks. Al beleef ek niks nie. Ek kies. Ek kies om te wag. En luister wat skryf die psalmdigter in Psalm 130. Hy sê ek wag op die Here, my siel wag. My siel wag. Dis dieper as 'n passiewe wag. Ek begin nou my gees en my siel onderwerp aan hierdie wag. En dit is daai sielsmens. Ken jy daai ene? Hy kom so uit. Jy weet? Dis daai ander ene. My siel wag. Waarop wag ek? Ek wag op God. Ek hoop op sy woord. Die Afrikaanse nuwe vertaling sê, my vertroue is in die Here. Ek wag op die vervulling van sy belofte, sy woord. Hy sê, die psalmdigter sê, ek wag meer as wat die wagters op die muur wag vir die môre om aan te breek. Weet jy hoekom het hulle gewag vir die môre om aan te breek? Dis scary as jy op 'n muur staan in die nag en is donker en jy is die first line of defense. Jy weet nie wanneer kom daar 'n pyl of 'n spies van die vyand jou kant nie. En as die lig deurbreek en sê, daai klip wat ek gedink het is 'n leeu is eintlik net 'n klip. Vra vir Breggie oor daai een, hy sal julle vertel. Geliefdes, in ons aktiewe, bedrywige lewens en hierdie snel paskultuur waarin ons leef, is wag baie ongewild. En voel baie mense, dis 'n vermorsing van kosbare tyd. En wil ons dit nie omarm met blydskap nie. Dink weer aan Jesus se disippels. Lukas sê ons het vir 10 dae vertoef. Hy sê ons het volhard in gebed. Nee? Hulle was gereeld hulle was gewoond om daar te vertoef. Toe ek daaroor dink ek, so hulle het getrou opgedaag. Elke dag. Vir 10 dae. Hierdie vertrek waarin ons is, vanmôre, is groter as daai bovertrek. En ek dink nie die bovertrek waar ons was, daar in Jerusalem, was die ware Jakobie. Uit maar later het hulle gesê, dis die plek waar die bovertrek was. Maar getrou opgedaag. Hoor jy vanmôre iets van getrou opdaag? Getrou opdaag elke dag. Waar? In Jerusalem. Jerusalem was nie vir hulle 'n goeie plek nie. Jerusalem het vir hulle slegte herinneringe ingehou. Dis daar wat Jesus, hulle Messias, gesterf het. Jerusalem was ook 'n plek wat hulle op 'n stadium die deure gesluit het, want hulle was bang. Hulle vlug nie, want God het gesê, Jesus het gesê, bly daar, totdat julle die belofte van die Vader ontvang. Geliefdes, volharding in ons tye van wag, in ons eie Jerusalem ervarings van ons lewens, daai is belangrik. So wanneer ek en jy opdaag in hierdie wagtydperk elke dag, selfs in die Jerusalems van ons eie lewens, dan sê Henry Nouwen, we wait with patience. Eina. En die woord patience kom van die Latynse woord patior, wat beteken to suffer.
Nou kyk wat skryf Henry Nouwen. Waiting patiently is suffering through the present moment. Hoor, jy moet 'n paar goed nog onderstreep daar. Suffering through this present moment. Tasting it to the fullest. Daar op my notas kan jy gaan check, ek het daar geskryf beker. Dink bietjie weer aan Jesus in die tuin van Getsemane en daai beker. Tasting it to its fullest. Dit klink bietjie na 'n ander wag, nê. Being present. Om in hierdie suffering te bly. Nee. Om hierdie beker te ledig. But with the belief that something hidden, the belief that something hidden there will manifest itself to us. So, is groot woorde, nee. Jy kan nie vanmôre hier weggaan en hierdie los nie. Jy moet weer dit gaan lees. Dis op jou blaadjie. Geliefdes, want ons is almal in 'n seisoen van wag. Elma, hoe lank wag jy vir 'n deurbraak? En hoe lank bid jy? And sometimes it's a suffering. En dan dink jy, Here, moet ek nou weer bid? Moet ek weer vra? Ek het al gebid. En party ons sê, as jy een keer oor 'n ding gebid het, moet jy nie weer daaroor bid nie. Nee. Jy bid totdat. Is julle nog hier, kan ons op 'n bietjie aangaan? O, jette. So, in hierdie wag, is ek geduldig besig om te wag, want God is besig om iets in my te vorm. En geliefdes, dis nie gebou op emosie nie. Dis gebou op geloof. Dis gebou op geloof. Ja, daar kan dalk emosies wees, jy weet. Bloed, sweet en trane. Maar is gebou op geloof. My geloof is gebou op die wete dat ek God kan vertrou. Die een wat besig is om te werk in my lewe, al is daar nie sigbare tekens nie. Luister wat sê Dawid in Psalm 27 en dit was vir my so mooi. In die Passion. Hy sê, here's what I've learned. What has he learned? Don't give up. Don't be impatient. Be entwined with the Lord. Ek het gemin oor die rooi vleksel tou. Dat ek weer daai skrif sien en besef, entwined is 'n gevlegte tou. Dink weer bietjie aan daai rooi tou van Ragab. Onthou julle? Dit was 'n tikva. Wat is tikva? Beteken hoop, verwagting. En toe kon ek nie die tou afhaal nie. Toe moes ek die tou weer terugsit. Luister wat sê hy. This is what I've learned. I will not give up. I will not be impatient, but I will be entwined with the Lord. Ek sal my met hom verbind, my in hom vasmaak. So be brave and courageous and do not lose hope. Yes, keep on waiting
for he will not disappoint you. As ek vanmôre so kyk oor hierdie vertrek, en ek kyk so oor elkeen, I know there's a lot of waiting going on. Goed waaroor ons bid, vir onsself en vir ons kinders en vir ons omstandighede, vir ons lewens, vir waar ons is. Kan ek vanmôre net vir jou sê en vir myself dit sê, be patient. God knows. Ja, maar lê dit heerlikheid. Hoe lank? I don't know. Dis iets wat jy moet leer. Hier's Madeleine. Elke jaar as sy verjaar, dan weet ek sy het een wens vir haar verjaarsdag. Een gebed. Partykeer is dit vir my moeilik om haar te bel op haar verjaarsdag, want ek weet sy het net een gebed. Sy wil net weer loop. Ekskuus dat ek jou nou gebruik vir 'n voorbeeld. Elke jaar is God dan ongenadig of is God genadig? Hoe sal ek en jy weet wat die groot vol prentjie is? Maar kan ek jou aanmoedig? En ek is so bly oor die feit dat Dawid net maar weer bietjie praat oor 'n stukkie tou. Want jy weet partykeer dan dink ek, nee, ek raak nou moeg. Ek raak moeg. Miskien moet ons net bietjie vasmaak maar. Sê, ek kan nie meer nie, maar Here, ek maak my net vas aan U en ek bly net nie. Daar's 'n woord, en dis nie deel van my preek nie. Ek wil dit net dalk share vanmôre met iemand. In Engels is daar 'n woord wat beteken hove to. Dit het te doen met 'n boot, en nie die moderne bote wat ons ken nie, maar 'n roeiboot of 'n groot boot, 'n seilboot met 'n mas. En wanneer die storms op die see kom, dan dink die bemanning dis veiliger in die water as op die boot, op die skip. Maar dan sê hulle hove to. Dan maak jy jou vas met 'n tou aan die maspaal. Want dit is nie veiliger in die oop waters van die oseaan nie. Maak jou vas aan die maspaal, want weet jy wat? Die kans is goed dat daai paal sal dryf op die water. Maar jy gaan nie self aan hom kan bly vashou nie. En ek wil vanmôre vir jou vra, vir jou sê, hove to. Maak jou vas. Stay entwined. Want die vyand wil hê, he wants us to jump ship. Ek het nie dit vanmôre beplan nie. Gees van God sê dit vanmôre vir jou en vir my. Ongeag wat die storm is waarin jy jouself bevind, ongeag hoe lank hierdie wagproses is, maak jou vas. Don't give up. Kan ek nog 'n bietjie aangaan? So luister wat sê Henry Nouwen. Dis die laaste gedagte wat ek met jou share oor hom. Hy sê, patient waiting is staying in the present moment. Expectant waiting is trusting that the long process will bear fruit. Ek hoef niks daarby te voeg nie.
Maar geliefdes, jy hoef nie en jy moenie alleen wag nie. Gaan kyk bietjie, hulle het eendragtig volhard in die gebed. En dis die waarde van om te behoort aan 'n gemeente. En toe ek hieroor dink, toe dink ek weer aan ons hele journey met ons kinders en hulle swangerskap en die miskrame en ag, julle ken die ding. En ek wil vanmôre sê dankie. Dankie dat ek en Breggie nie alleen in hierdie wag was nie, maar dat U saam met ons gewag het vir elke boodskap, elke gebed, elke stukkie ondersteuning. Ons moenie alleen wag nie. Maar dan het ons nodig om met mekaar te praat en eerlik te wees en te sê, ek suffer, ek kry swaar, bid saam met my, vertrou saam met my. En toe gaan kyk ek, Lukas skryf sy evangelie en Lukas skryf Handelinge, maar Lukas begin albei daai boeke en hy skryf dit aan een persoon, Theophilus. En Theophilus beteken geliefde van God. En daar selfs hulle wat sê, dit was nie 'n persoon nie, dit was vir wie ook al die boek lees, is jy 'n geliefde van God. Ja, okay, so hy het dit vir jou geskryf. Maar gaan kyk bietjie, wanneer hy die evangelie skryf, dan begin Lukas met mense wat wag. Elisabeth. Wie was nou alweer haar man? Sagaria. Hulle wag. Hulle is oud. Hulle is kinderloos, hulle wag. En Johannes die Doper word gebore vir hulle. Maria, sy het gewag vir die vervulling op daai belofte. Dan kry jy vir Hanna, of vir Anna en Simeon en wat hulle het gewag vir die Messias. In Handelinge begin hy en hy sê, hy noem al 11 van die disippels plus Maria, die moeder van Jesus, plus nog 120. Wat doen hulle? Hulle wag. Hulle wag saam. Geliefdes, ons het nie nodig om alleen te wag nie. Ons het mekaar nodig. En dis die wonder van om te behoort, dat wanneer jy siek is of deur 'n stryd gaan, om te kan sê, hey, wag saam met my. Want Paulus skryf, en jy ken dit, as die een lid ly, dan ly die hele liggaam. As die een lid gelukkig is, dan is ons almal gelukkig saam. En ek dink baie keer, ek wonder wat het in daai 10 dae in daai bovertrek gebeur. Behalwe dat hulle gebid het. Ek wonder of dit ook nie die plek was waar Petrus oorwinning gekry het. Miskien het hy op 'n dag opgestaan daar. Hy sê, ouens, ek is jammer. In die donker oomblik, daar by 'n vuur, het ek vir 'n diensmeisie Jesus verloor. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, 3 keer. Ek wonder, dit nie die plek was in hy bovertrek, toe hy saam met sy broers en susters gewag het, dat hy 'n genesing gekry het, 'n oorwinning nie. Weet jy wat is tragies en hartseer, en ek praat nie van ons, ek praat van die kerk en Christene oor die wêreld. En jy ken ook sulke mense, wat die Here gedien het, maar ernstig, het iets hulle ingehaal. 'n sonde, 'n ding. 'n versoeking. En let, dis Pinkstersondag, ons wil hoor van die vuur. Ons gaan daarby kom. Maar elkeen van ons is in 'n proses van wag.
Want daar is 'n groter uitnodiging. En ons wil daarby kom. So ek wil vanmôre vir jou sê, jou wag lyk dalk anders. Jy weet wat jou wag is, jy weet waarvoor wag jy. Maar die beginsels is dieselfde. Wat was die 4de een? Wag is noodsaaklik vir ons geestelike lewe. Jy het hom ergens daar op die blaadjie, ek het hom verbygery. Kon nie wag nie. En Woensdagoggend maak ons klaar en Breggie, ek weet nie of dit net een keer elke Woensdagoggend is, luister sy na oordenking ek weet nie waar nie op haar foon, maar van Estie Geldenhuys. En sy praat toe sy in Israel was daar 'n Joodse man wat vir haar verduidelik het of gesê het, waarvoor staan die Shaddai in God se naam. En kyk wat, dis daar. Hy sê, Shaddai beteken, he is the one in whom you take shelter while you wait upon his provision. Is dit nie mooi nie? He's the one. Margaret, ek sien Miek het hom al aangedraai, hoor. Jy's gesyf. Dankie. Ek weet sy's op pad soontoe, sy het met my gereël. Skud my vrou haar kop. Jy sien daai ding van beheer, né? Geliefdes? Ja, veral. Luister wat sê hy. The one in whom you take shelter while you wait for his provision. Hier's 'n klomp goed wat ons vanmôre uitnooi. Maar hoor jy vanmôre hoe dat God jou uitnooi om net by hom te vertoef en by hom te bly en te wag? Dan sê, maar hoekom kan die Here dan nie net He's not interested in your comfort. He's interested in your character. Want jy vat nie jou comfort hemel toe nie. But you're taking your character. Hy wil ons iets leer. So, dis Habakuk. Julle ken Habakuk. Die profeet wat geskryf het, as daar nie vee is nie, en daar's nie vye nie, en daar's ook nie druiwe nie. Nogtans. Maar ek wil hierdie skrif net by jou los vanmôre, in jou eie wag. Hoor wat sê die Here? En ek het eers besluit, ek gaan die eerste deel van die vers uitlos. Dink ek, dan is dit 'n halwe waarheid. Want niemand wil hier wees nie. Die dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Maar stadig, maar seker breek die tyd aan, wanneer die visioen waar sal word. En dis dalk vanmôre vir jou. Wag geduldig, al voel jy dit gaan stadig. Maar wees verseker, sê die Here, dit gaan gebeur. Dit sal nie onnodig talm nie. Maar in God se tyd, wanneer die oomblik aanbreek, wanneer die vorm gevorm is, en die proses geproses is, en die goud gesmee is. So vanmôre se preek het 2 dele. Hierdie was deel 1. Van waar ek en jy ons vandag bevind in ons eie journey.
Want hierdie is 'n persoonlike reis, want wat het Jesus gesê, en ek het dit vroeër aangehaal, Jesus sê in daai boefretrek vir sy disippels, ek los julle nie as wees agter nie. Ek stuur vir julle my Heilige Gees, die Trooster, een net soos ek is. Een wat julle sal leer en wat julle sal lei. Ja, hy kom met gawes. Hy kom met vrug. Hy kom met amazing goed wat ons graag wil hê. Maar die grootste werk van God se Gees gebeur hier binne in ons lewens. En ek het net in my gees ervaar, dis waar ons moet begin, want ons is elkeen in 'n proses van wag vir verskillende goed. En nou moet ons nog weer wag vir die Gees. En ons hoef nie te wag nie, want die Gees is reeds uitgestort. Maar dis om dit ons eie te maak. So daar's 'n groter uitnodiging. En ons gaan in die volgende paar weke oor hierdie groter uitnodigings in hierdie wag kyk. En ek sê nie vanmôre sin is nie 'n groot, vanmôre is seker die grootste uitnodiging. Want ons het die Heilige Gees nodig. Het jy die Heilige Gees nodig? Het jy die Heilige Gees nodig? Het jy die Heilige Gees nodig? Ons het die Gees nodig. Want ek het nodig om, dat hy my soms sal moet troos. Soms sal hy my moet vermaan. Soms sal hy moet vir my praat. Soms sal hy teen my moet praat. In my moet praat. En soms wil hy my gebruik. Met 'n taal, 'n woord, 'n profesie. So kan ek en jy vanmôre net opstaan. So vanmôre is nie 'n preek nie. Vanmôre is 'n uitnodiging in jou eie lewe om te wag. Want wag is onvermydelik. Wag is moeilik want ek is nie in beheer nie. Maar wag is noodsaaklik, want wag vorm iets in my, iets groter. Maar ek hoef ook nie alleen te wag nie. Ons kan saam wag. So net daar waar jy staan vanmôre, wil jy net vir 'n oomblik net jou hande voor jou uitsteek nie. Waarvoor wag jy? En ek praat nie nou van enigiets geestelik nie. Miskien wag jy op 'n antwoord, 'n uitslag, 'n uitkoms. Net daar waar jy staan, sê vanmôre vir die Here. Gister is ons gou Pretoria toe. Om gou te gaan kyk of ons kleinkind nog okay is. Gistermiddag, voor ons reis, het Bregia in haar kamer, in haar kooitjie. Terwyl sy slaap en ek stap daar in alleen. En ek gaan lê net my hande so op haar. En ek vou haar toe met die Here se liefde. En ek sê, Here, dankie dat ons nie meer vir haar hoef te wag nie. Maar daar's ander goed waarvoor ons wag. Dink sommer net nou aan julle en julle seun wat al jare wag vir werk. Ek weet nie hoekom kom dit net nou vanmôre in my op nie. En julle het al baie gebid, vir die Here gevra, hoekom? Hy het kwalifikasies, maar dit kom nie deur nie. En Here, vanmôre wil ek net
saam met Ben en Margaret en ons as gemeente vra, Here, ons ken nie hierdie proses nie. Ons weet nie wat hier besig is om te vorm nie. Dit is hard en dit is swaar en dit is uitmergelend. En vandag vra ons, Here, dat U ons sal help, dat ons aan U sal vashou. As ons nie meer kan vashou nie, dat ons net daai tou sal vasmaak aan ons. Maar Here, ons vertrou U vir 'n uitkoms en 'n antwoord. In Jesus naam. Dirk, het 'n tawwe pad oor jare in jou gesondheid en beroerte. Miskien voel jy vanmôre, Here, hoekom moet ek nog wag? Kan hierdie wag nie verbygaan nie. Partykeer voel ons wil sommer 'n einde maak aan ons wag. Maar Here, vanmôre wil ons net aan daai tou vashou en vasklou en vir U sê, Here, dankie dat U van ons weet. En dankie dat ons weet U is in beheer. En ons bid vir 'n uitkoms en ons bid vir 'n antwoord. Ons vra vir voorsiening. As we wait on You, O Lord, we just wait. Nou weet vanmôre God is in beheer. Hy is in beheer. Sing vir ons net daai, as we wait. Net daar waar jy staan vanmôre, sê Here, vergewe my ongeduld. U weet waarvoor wag ek. Ek sal geduldig aan U vashou totdat. Oh, Jesus. Jesus. We wait. We're not in a hurry. We need You, Lord. We wait. All our cares and worries we lay aside for You. Oh, how we long to see Your face. Oh, how we long for Your embrace. Jesus. We wait. Wil jy nie vanmôre vir die Here sê, Here, ek sal wag. We're not afraid to tarry. We yearn for You, Lord. Dis moeilik, Here, We wait maar ek weet U is 'n waarmaker van U woord. for Your mighty wind to carry us into Your presence, Lord. And as we fill this house with praise, Let Your holy fire. Your holy fire fill this place. Will Your fire fill our hearts, oh God.
as we wait. We wait on you. Jesus. As we wait. We wait. We wait on you. We wait. Here, dankie vir u Heilige Gees. U Gees woon alreeds in ons. Die dag toe ons hart en lewens aan u gegee het u Gees sy woonplek kom maak in ons. Maar daar is meer. Soveel meer. Maar Here, dit begin weer te wag. En vanmôre het u gekom deur u Gees en vanmôre eintlik kom diep sny in ons elkeen se binneste. En vanmôre bid ek dat u Gees in hierdie week met ons elkeen sal werk. Terwyl ons tyd sal inruim om net op u te wag. Al die ander goed eenkant te skuif. Al die goed wat ons aandag aflei en ons fokus vat. Sodat u Gees met ons kan werk en ons kan vorm. Heilige Gees, dankie dat u ons nie alleen los nie. U is met ons. Here, sal u met elkeen van ons gaan en wees in hierdie week. Sal u ons lei, sal u ons help. Terwyl ons wag en in hierdie volgende paar weke, sal u met ons kom praat en werk in hierdie meantime. Here, want ons wag ook. Ons wag dat u weer sal kom. Here, ek bid nou vir elkeen se wag. Dankie dat u met ons bemoeienis maak. Dankie vir elke gebed wat in hierdie tyd sal opgaan. En dankie vir elke antwoord wat u gaan gee. Ons eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen.